En dan die Duitse vlag, 3 horisontale bane van swart, rooi en geel. Duitse immigrante kom in 1657 onder die vlag na die Kaap te Goede Hoop. Die vlag van die 1820 Britse settlers, wit agtergrond met 'n helder rooi St. George's kruis. In April en Junie 1820 kom 4000 blanke Britse immigrante in Suid-Afrika aan. Heelwat nakomelinge van die 1820 settlers veg aan boerekant in die Tweede Vryheidsoorlog en baie Afrikaanse boerefamilies is nakomelinge van die immigrante. Daarna die kruisvlag, die voortrekkervlag, 1836. Die vlag van die hertog van Bourgondië was 'n rooi oorhoekse St. Andrews kruis op 'n blou agtergrond. Hierdie vlag het ook as kruisvlag bekend gestaan. Dit is later deur die voortrekkers Hendrik Potgieter en Stefanus Koeman tydens die groot trek gebruik. Vandaar ook die naam Potgieter en Koeman vlag. Daar is beweringe dat die naam Boer van die stad Bourgondië afkomstig is en die naam Boer dus direk aan hierdie vlag gekoppel kan word. 3 horisontale driehoeke, die Natalia vlag. 3 horisontale driehoeke van rooi, wit en blou. Op 14 Februarie 1840 word die Republiek van Natalia gestig en word die Natalia vlag in gebruik geneem en neergehaal op 2 Desember 1841 na die anneksasie van Natal deur die Engelse. Die volgende vlag, 2 horisontale blou bane met 'n horisontale golwende oranje baan in die middel. Dis die kruithoring vlag. 'n baie ou embleem in die Huis van Oranje. President Hofman van die Oranje Vrystaat het die gevoel dat hy deskundige advies moet inwin rakende die vlag en skryf in 1854 aan koning Willem III van Nederland dat die naam van die Huis van Oranje in die naam van die Vrystaatse Republiek vereer is. Die Nederlandse kabinet en die koning het hierdie ontwerp goedgekeur, maar die Nederlandse volk het dit verwerp. Hierdie vlag is toe in 1857 verander na die Oranje Vrystaatse vlag wat ons vandag nog ken. Dan presies daardie vlag, die Republiek van die Oranje Vrystaat, 3 horisontale bane van oranje en 4 horisontale bane van wit met kanton in die linkerkantste bohoek van die rooi, wit en blou. Weereens die tema van rooi, wit en blou wat daar deurkom. Die vlag is in 1857 gehuis en is op 31 Mei 1902 met die vredesluiting na die Tweede Vryheidsoorlog neergehaal. Daarna die Rustenburgse vlag, 3 horisontale bane van bruin, wit en blou met 'n vertikale baan van groen langs die vlagstok. Volgens spekulasie kon daar geen materiaal gevind word om die rooi bo aan die vuurkleur aan te bring nie, maar dit was moontlik eerder as gevolg van die geskil tussen Paul Kruger en Stefanus Koeman oor die presidentskap. Paul Kruger se setel Rustenburg het toe besluit om die rooi in die vlag te vervang met bruin. Die Rustenburgse hoërskool se kleure is tot vandag toe nog groen, bruin en wit. Dan die vlag van die Republiek van Goosen, 3 horisontale bane van swart, wit en rooi met vertikale baan van groen langs die vlagstok.